Jesus. Jesus. Ons God, ons koning, skepper, heerser, rots, ons skuld, ons hoeksteen, ons bron van lewe. U is die opstanding. Jesus, almagtige, alomteenwoordige, alwetende God. Heilig, heilig, heilig is U. Heilig, heilig, heilig is U. Here, en ons kom vanoggend met een doel, en een doel alleen, en dit is om U te verheerlik. U lof en die eer te besing, die getuienisse onder mekaar te deel van die wonderlike krag en naam van Jesus Christus. Here, U leef. U is nie 'n ver God. U is nie ver nie. U wag nie net vir tyd om verby te gaan, U vir ons nie. U is betrokke. U ken elkeen op sy naam. En U beweeg vandag nog, Here. Heilig, heilig, heilig is U. Here, U is waardig, U alleen is waardig om al ons lofsange te ontvang, Here. Heilig, heilig, heilig is U. Jesus. Jesus, ons bruidegom. Here, in U teenwoordigheid is Here, dis ons meer kosbaar as enigiets in die lewe. Here, ek dink aan Moses wat vir U gesê het, Here, as U nie saam met ons trek nie, maar as U eerder in die wildernis. Ons wil nie 'n engel moet voor ons uitgaan nie, ons wil saam met U gaan, Here. Daar waar U is, wil ons wees. Daar waar U gaan, wil ons gaan. Daar waar U bly, wil ons bly. Daar waar U draai, wil ons draai. Ons grootste begeerte is om in U teenwoordigheid te wees, Here. Here, dit is waar ons lewe. Dit is ons lewe. Dit is waar ons vrug dra. Dit is waar ons vrede en ons vreugde is, en dit is by U in U teenwoordigheid. Here, dankie vir U tasbare teenwoordigheid hier vanoggend, Here. Dankie dat U genadig is teenoor ons, Here. En dit goed vind om Uself aan ons te openbaar. Dit is 'n voorreg, Here. Dat U, die almagtige God, Uself openbaar aan ons. Toelaat dat ons naby aan U kom, Here. Ons het U lief, Here. Liewer as lewe self. Want U is die lewe en die opstanding, en die wat in U is, Here, sal sekerlik nooit sterwe nie, Here. Jesus. Amen. Julle kan vir my blaai so lank na Matteus 16 vers 24. Dis waar ek vanoggend gaan begin lees, is ons eerste teksvers. En ek wil eers 'n paar dinge met julle deel voor ek by die getuienisse met dit begin. 'n Paar goed wat die Here met my gedeel het op hierdie uitreik. Meeste van julle weet, die van julle wat nie weet nie, ek was nou vir so 'n week lank in Malawi gewees. Ek hoop ek is bietjie donkerder om my nie verniet warm gekry in die son geloop. So waar ons uitgereik het, waar ons elke dag plus minus ongeveer naaste by 16.9 kilometer gestap het. En wat doen jy deur die dag? Jy stap letterlik van deur tot deur, waar jy vir mense die evangelie deel. Dis nou van moslim tot glad nie van Jesus gehoor nie, tot hulle wat al gehoor het van hom, maar nie 'n cooking clue uiteindelik verder as dit nie. En jy deel die evangelie met hulle, en dan nadat jy die evangelie gedeel het, en meeste van hulle Jesus aanneem, bid ons vir die siekes, en die siekes genees, en ons het demoniese manifestasies, want die Afrika kultuur is maar diep in die witchcraft, is nou die Engels vir dit, sangomas,
Dit is maar groot realiteit daar. En om te sien hoe Jesus genees voor jou oë. Die goed wat jy hoor en lees van in die Bybel, reg voor jou gebeur. Dan moet jy amper maak asof jy gewoond daaraan is, want jy's nou net een wat bid vir dit. En dan gebeur dit nou wragtig voor jou. En mense wat sukkel met demoniese geeste, hoe hulle bevry word. Daai vryheid, daai vreugde in hulle oë. Dit is 'n regtig 'n lewensveranderende week. En dan in die aande, dan wys ons vir hulle die Jesus film in Chichewa. Ek ken al, daar's al dele van die fliek wat ek al kan saam met hulle praat. En ek weet al presies waar die middelpunt is. As die blinde ou weer kan sien, dan skree hy Dilikona. So almal weet nou al, dan ek kan sien. Dan is dit die helfte van die fliek en dan na dit is 'n groot crusade waar jy weer 'n boodskap deel. Dan staan daar so 200, 300 mense voor jou wat Jesus aanneem. En dan bid ons weer vir almal. Dan bid ons vir almal. Dan moet jy daar rye sien. Want dan het hulle gehoor wat deur die dag gebeur het en almal bring hulle siekes en hulle goggas, soos ons dit nou sal noem, en 'n regtig 'n mooi week gewees. En ons krokodille, ek wou nou nie, ek weet of sy jou gesê het nie, ek wou 'n foto van die krokodil stuur wat ons die eendag afgeneem het op die diensspan groepie, maar dis ek bang jy sien en jou vrou is saam met my daar. So dis ek soos dalk nie. Ons het voor ek daarin gaan, kom by die skrif. Nee, dan gaan ek so nou lekker stories vertel. Ek hardloop myself nou vooruit. Maar die eerste dag, nou loop ek en ons het sommer 'n paar kinkels in die Kaap, ons het vroeg in die uitreik ervaar in die sin van met die reën, pad wat verspoel is. So dit is hoekom jy so ver stap is, want die naaste wat ons kon kom aan die basis waar ons geslaap het, was so 2.4 kilos. So jy moet in die oggend as jy gaan uitreik, moet jy 2.4 kilos stap net om by die kar te kom. Dan ry jy so 10 kilos, ons het nie ver gery nie, en dan stap jy die hele dag. En in die aand, 9:00 of 10, kom jy terug, los jy die kar. Of 10:00 is jy nie noodwendig lus vir 'n strandstappie van 2.4 kilos nie. Dan stap jy om weer en soos die week nou aangaan en ou raak moeg en jy ry vrok moeg. En jy kan net nie laat slaap nie want dit word so vroeg lig daar. En dan sê ons net vir onsself heeltyd maar dit is die moeite werd. Ons is hier, ons betaal die prys. Die ongemak is die moeite werd. En soos ek eendag loop, kom die volgende gedagte by my op, is ons is nie net besig om 'n prys te betaal vir ons om hierdie reward te kry. En ek dink baie keer dink ons, ek betaal die prys om hierdie te doen. Ek tel my kruis op, maar daar's 'n reward vir ons. En daar is 'n reward vir ons. Die Here is 'n rewarder. Maar terwyl ek so stap, voel ek dat die Heilige Gees vir my 'n bietjie 'n ander perspektief opsit. As Hendriko, jy's nie net besig om 'n prys te betaal vir jouself om te groei geestelik nie. Jy's nie net besig om 'n prys te betaal vir my om jou eendag te reward vir dit nie, maar jy's besig om 'n prys te betaal vir 'n ander een se siel. En dit het my so 'n ander perspektief op dit gesit. Is jy bereid om deur die ongemak te gaan, die moeiliker, ongemaklike gesprekke en situasies, nie vir jouself nie vir wat jy uit kan kry nie, maar sal jy jou kruis optel vir 'n ander een wat nie van Jesus weet nie, of dalk wat dalk weet van hom, maar dis sover dit gaan. Baie van hulle het al van Jesus gehoor, maar dis wat hulle weet, en dan sê ek vir hulle, jy doen goed om te weet wie Jesus is, maar die duiwel en die demone weet ook baie goed wie Jesus is. Dit doen jou niks goed om net te weet wie hy is nie. En dit bring ons dan by die skrif. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die Seun van Mens staan gereed om met sy engele in heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. So daar is 'n beloning vir ons. Maar sal jy soos Jesus, en hy die groot prys betaal. Ons hoef nie aan die kruis dood te gaan nie. Ons hoef nie daai deel het hy reeds gedoen. Maar sal ons kruis optel en soos hy 'n prys betaal het vir 'n ander een, sal jy dit optel? En ek glo almal van julle sal. En daarom wil ek julle uitnooi op ons uitreike volgende jaar om saam te kom.
of dit nou plaaslik is of dit internasionaal is, maar om deur die ongemak te gaan, nie net vir wat ons kan kry dit uit nie, maar vir 'n ander ou se siel. Want daar is soveel mense wat hom nodig het. En die hardste deel, daar is soveel mense wat hom nodig het en hulle weet dit nie eers nie. Hulle weet dit nie eers nie. Handelinge 1 vers 8 is ons volgende teksvers. Handelinge 1 vers 8. Want ons almal weet, en ons het al baie daar gepraat in die kerk ook, is dat ons het die Heilige Gees in ons. As jy Jesus ontvang het, aanvaar het, is die Heilige Gees in jou, die seël is op jou, van God, die Heilige Gees, as jy 'n seël wat sê, jy is my eiendom. Maar Jesus sê vir sy disippels, gaan wag vir my in Jerusalem, sodat julle sal krag ontvang. Hoekom wil God ons bekragtig? Hoekom wil hy sy Gees in jou sit en oor jou sit en deur jou beweeg? Wel, die skrif gee vir ons 'n antwoord. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Ons ontvang die Heilige Gees nie vir onsself nie. Yes, bekragtig hy ons. Yes, is hy ons vrede in die storms. Is hy die Gees van wysheid wat wanneer ons wysheid tekort kom en ons help in situasies, verseker, absoluut. Maar wat is sy hooffokus? Wat is die hoofdoel van die Heilige Gees in ons en op ons? Om 'n getuie te wees van Jesus Christus. Alles wat ons doen, moet terugwys na Jesus toe. En dit is wat hierdie week vir my so goed was, is alles het teruggewys na Jesus toe. En ek gaan vir julle, ja, ek hardloop myself vooruit. Matteus 8 vers 2 tot 3. Hier is alles net lekker fondasie lê voor ek in die getuienisse ingaan. Matteus 8 vers 2 tot 3. Daar het 'n melaatse man gekom en voor hom Jesus neergeval en gesê: Here, as U wil, kan U my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê: Ek wil, word gereinig, en dadelik is hy van sy melaatsheid genees. So ek wil hê jy moet in hierdie teksvers die volgende sien. Maar kom ek vat dit 'n stapie terug. Is dit God se wil om almal te red? Want so lief het God die wêreld gehaat sodat hy sy enige gebore seun gestuur het. Dit is vas. Sy wil is om te red. En deur sy wonde is daar vir ons genesing. So hoekom sê ek hierdie vir jou bymekaar? Want net so sy wil is om almal te red, so is genesing en bevryding sy wil. En ek wil vir jou sê, melaats, ek weet nie hoeveel julle al gekyk het rondom melaats of wat julle weet van melaats. Dit was 'n doodsvonnis. As jy melaats gekry het, mag jy nie eens in die samelewing gekom het nie. Jy het tussen ander melaatses gebly wat besig is om te wag vir die einde om te kom. Jou vlees het weggevrot tot jou ledemate begin afval en jy op die ou einde van die dag doodgaan. Dis 'n hopelose situasie. En hierdie ou kom en vra vir Jesus, is dit U wil? En wat is Jesus se antwoord? Ek wil. En ek wil hê jy moet daai mentaliteit laat die skrif jou fondasie wees in hierdie lewe. Laat die skrif jou geloof stig. Ek sê vanoggend vir die span, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Die Bybel moet jou geloof stig. So as jy ooit weer in 'n situasie staan en wonder, wil God dit doen? Ek sê vandag vir jou, hy wil. Hy wil. Glo dat hy wil. Weet dat hy wil. Dan gaan ons 'n bietjie af na vers 5 toe. So God, Jesus wil genees. En ons het dit hierdie week gesien. Matteus 8 vanaf vers 5. Hierdie het hierdie laaste, ek dink 2-3 maande, miskien een van my gunsteling tekste, want die Bybel is my gunsteling, okay? Net sodat julle nou nie dink ek het favourite teksverse nie. Maar hierdie teksvers is die laaste ruk nogal een wat regtig na my hart lê.
En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê: Here, my knegt lê tuis, verlam en hy ly ewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom: Ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor 100 antwoord en sê: Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Want ek is ook 'n man onder gesag en ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan. En vir die ander een kom en hy kom. En vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê: Voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Ek gaan net tot daar lees. Hier's 'n Romeinse offisier, nie groot geword met Israel se geskiedenis en kennis van wat die God van Isak, Jakob en Israel gedoen het vir Israel nie en vir die Jode nie. Hy het net gehoor van die getuienisse van Jesus wat hy besig was om te doen en hy snap die volgende: dat alle autoriteit behoort aan Jesus. So wanneer jy voor 'n sieke staan, wat is jou mentaliteit? Jesus wil en hy het autoriteit oor elke demoon en elke siekte. Ek glo werklik as ons hierdie kan snap wat hierdie hoofman oor 100 gesnap het, die absolute autoriteit wat daar is in die naam van Jesus, sal ons berge versit. En ek dink nie ons besef dit, ek dink eers ek besef dit altyd. Die almag, die krag, en dis nie ons krag nie, maar die krag waarin ons kan beweeg as gevolg van sy gees wat in ons is nie. Ek weet nie ons besef hoe ver sy autoriteit werklik strek nie. Want ek dink baie keer laat ons toe dat die realiteit die oorhand kry. Ons kyk vas in die situasie, maar dit is vir ons onmoontlik. Maar ons moet onthou dat alle autoriteit behoort aan God en dat wat vir mens onmoontlik is vir God moontlik. Alles is vir hom moontlik. En op hierdie uitreik elke keer as ek voor 'n ou gestaan het ek hierop gemediteer. Here, alle autoriteit. Daar's nog 'n paar goed waarop ek gemediteer het. Ek sal nou vir julle sê. Maar dis een van die goed. Dis Here, alle autoriteit. Ek staan hier nie as 'n driekoe en uit 'n goeie idee uit nie. Ek staan hier as 'n kind van God wat gehoorsaam is aan my koning in U autoriteit. Ek het myself nie uitgestuur nie, U het my uitgestuur. Ek onthou voor my eerste uitreik wat ek self moes reël. En ek lê so voor in die kerk op die dit was nie dis hierdie week, daar was nie 'n diensie. Dit was net ek lê daar op die vloer en ek is soos Here, soos my handjie maak so. As ek enigiets moet reël dan gebeur dit gewoonlik. Nie vir my part, dis vir die res se part. Maar ek vat 'n klomp mense buiteland toe. En ek kyk so op en ek sien 'n teks wat sê dat alle autoriteit in hemel en aarde is aan my gegee. Gaan dan uit en maak disippels. En die Here trek my aandag op daai alle autoriteit. So vergeet net van die feit dat ek jou stuur om 'n disipel te wees. Besef wie jou uitstuur. Besef die een wat jou stuur, die een wat jou bekragtig, dat alle autoriteit behoort aan Jesus. Alle autoriteit. Ek het voor en elke keer mediteer ek op dit en ek aanvaar as ek voor 'n sieke staan, dit sal genees. Ek gaan nie in met, maar hier is die volgende vraag wat baie keer vra. Ja, maar wat as die persoon nie genees nie? Ek wil vir sê, daai is al klaar die verkeerde manier om te dink daaroor. Ek gaan in met die absolute verwagting dat elke ou vir wie ek bid, gaan genees. En ek het op 'n stuk gesê, Here, daar waar my geloof kort kom, help my. Ek repent daarvoor. Here, as my geloof kort kom, is ek jammer. Maar help my. En hy is getrou ook in dit. Daar waar ons voel ons geloof kom kort, vra hom om jou te help. Dis hoekom ons die Heilige Gees het wat ons helper is. Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Jesus is die goal.
Jesus is die een vir wie ons lewe, Jesus is die een wat red, Jesus is die een wat genees, en ons het hierdie week keer op keer het gesien. Ek sit gister op die vliegtuig op pad terug, so nou is jy al moeg. Hierdie hele uitreik klaar, en jy hoop so 'n bietjie dat die vlug leeg is, dat jy, al het jy nie 'n plek langs jou nie, dan kan jy op 'n ander plek gaan sit. En heel toevallig is die vlug van Malawi, Johannesburg toe redelik leeg, en ek dink vir myself, yes, daar's klomp venster, sitplekke oop, ek gaan lekker by die venster gaan sit, want op daai oomblik sit ek teen die aisle, en toe die ou langs my kom sit, toe voel ek net, hoe die Heilige Gees my sê, jy gaan nêrens nie, hierdie ou is nie gered nie, dis dit 'n hindoe, ek is soos, dis nie heeltemal wat ek in gedagte gehad het, vir die pad terug nie, ek het nou gedink, dis nou rustig op pad terug, ek gaan nou my boek lees, ek lees Smith Wigglesworth se boek, klomp getuienisse, het stig my geloof, getuienisse stig jou geloof, en ek begin praat met die ou, en ek deel my geloof met hom, en hier is die eerste ding wat ek vir julle wil deel rondom dit is, hoeveel dink julle weet ek van Hindoe? Soveel? Ek weet freaking niks van Hindoe nie. Ek weet dat hulle, ek dink die meeste wat ek weet van Hindoe is in Indië, dis 'n klomp van hulle, en dat hulle glo in soos duisende gode. Hulle het 'n God vir alles. Dis wat ek weet. So jy hoef nie 'n ander geloof in diepte te ken om iemand te evangeliseer nie. Maak net seker jy ken jou geloof baie, baie goed. En ek het 'n gesonde gesprek gehad oor die Bybel, en hy sê nee, maar almal glo in dieselfde God. All roads lead to Rome. Ja, dis net elkeen kom met 'n ander angle in, want hulle glo in Krishna, dis nou Jesus, toe vra ek met Krishna aan die kruis dood gegaan. Nee, so ek soos nou maar, hoe is dit dan nou dieselfde? En so vorentoe en agterentoe, en op die einde sê hy vir my, dat, nee, hy kan nie al my vrae antwoord nie, ek moet met sy vriend praat, hy's net 'n layman, sy vriend weet nou baie oor Hindoeïsme, en hy wil nie, hy gaan nie Jesus aanneem nie, want hy glo ons gaan op dieselfde plek opeindig. En toe eindig ek die gesprek rondom geloof met hom op die volgende manier. Toe sê ek vir hom, so hier is die ding, kom ons sê, jy's reg, alle paadjies lei hemel toe. Wat het ek om te verloor? Niks. Ek gaan mos net met 'n ander paadjie. Maar ek sê vir hom, as ek reg is, het jy 'n groot probleem. Want dis die volgende wat ek vir hom sê. As alle paadjies hemel toe gelei het, en dit is vir my soos die senterpunt van ons geloof. As alle paadjies hemel toe gelei het, hoekom die kruis? Hoekom? Hoekom was dit nodig vir Jesus om dood te gaan aan die kruis, vir ons om gered te word, as daar ander paadjies is? Hy het dood gegaan aan die kruis en opgestaan, maar daar is geen ander manier nie. Ja, vra my vriend, ek weet jy sê. En toe word dit nou regtig interessant geraak het, hy glo dat as hy 'n boodskap vir die dag soek, dan vat hy 'n boek, die ou lees baie, maak hy die boek op en hy druk sy vinger op die bladsy, en ek hoop hy lees baie moordverhale en goed, dan druk hy daarop en dit is sy boodskap vir die dag, en hy maak Smith Wigglesworth se boek oop, en hy druk sy vinger so neer op die paragraaf, en hy lees, alles werk ten goeie mee vir die wat in Jesus glo, en dit is hulle wat geroep is om sout en lig vir die aarde te wees. So sê ek vir hom, nou maar toe, daar het jy dit, ek het jou nou gesout, ek het jou gelig, nou weet jy. Ek sê vir hom, die harde realiteit is, en ek sê, jy hoef my te glo nie. Jesus het jou lief genoeg gehad, om jou 'n keuse te gee, met die wete dat jy dalk teen hom gaan kies, en ek gaan dieselfde liefde aan jou toon. Maar my vriend, jy gaan nie eendag voor Jesus kan staan en sê, niemand het jou gesê nie. Op wat, 22 November 2025, het daar 'n jong mannetjie met 'n snor langs jou gesit, en vir jou gesê, wie Jesus is. En toe bid ek vir hom, want hy is mos nou oop vir dit, so toe kom ons kos, toe is die eerste keer in my lewe wat ek bid vir vliegtuigkos, maar toe bid ek vir vliegtuigkos.
Ek bid vir die kos en toe bid ek sommer net vir hom en gaan aan nou bid vir hom. Dat hy daai openbaring van Jesus sal kry, want dis op die ou ende van die dag Jesus wat red. En ja, mag dit klink my het gelowige vriende. Ek het net die voorreg gehad om dit verder te deel met hom. So nou gaan ek met die getuienisse begin. En kan julle daai een opsit met die ou, ek dink die geel hemp wat tussen ons staan. Julle kan sien hoe 'n ou met 'n geel hemp. Okay, né? So dit is, ek dink dit was die derde dag. Dit was nog ek jy en Ad, ek dink dit was die derde of vierde dag. Toe, soos ek sê, 1 week in Malawi voel soos 'n maand. Soos dit voel vir my ek gaan terugkom en ons het 'n ander president en weet jy wat so goed alles het. Hierdie ou kom voor my en hy kan skaars hierdie klank in sy regteroor hoor, want daar termiete in sy oor ingekruip en dit fisies beskadig dat hy nie kan hoor nie. En as jy omtrent van hier tot by die preekstoel staan en jy skree op hom, dan kan hy jou hoor. Dan sal hy nou vir jou kyk en dan hoor hy jou. En ek bid vir hom 1 keer, 'n tweede keer, 'n derde keer, 'n vierde keer. Ek sê Here, ek weet nie al nou teen die tyd wie dit meer nodig het, ek of hy. En ek sê vir myself die volgende, dat partykeer ons is so bang om in die vlees oor te gaan in eie effort. Maar ek dink partykeer moet ons net harde gat in die gees wees. En sê Here, U het gesê dit is U wil om te genees. En ek staan nou 5de keer voor hom. Ek sit my hand op sy oor en ek bid die Onse Vader oor hom. En ek sê en ek sê soos in die hemel, nou net in Engels, my beste Engels, soos in die hemel, so in sy liggaam. En toe ek daar klaar gebid is, toe toets ons dit nou weer op die afstand wat ons laas gesien het, min of meer waar hy nie meer range het nie. En die tolk praat normaal en hy sê okay, ek kan hoor en hy jaag jy ou. En dan praat die tolk, ek kan hoor en hy jaag jy hom. So jaag jy hom later. Daai trappies is te naby. Hy sal daar aan die kant weg verby. En die Here kom en hy genees daai ou se gehoor wat fisiese skade het en daai ou kan hoor. Hoekom toets ek dit wanneer ek vir iemand bid? Want ek glo regtig dat die persoon gaan genees. En daai het my so gestig vir die res van daai dag. Want ons het 'n paar interessante goed. Daai dag was eintlik nogal 'n baie eventvolle dag. Sulke mooi goed die hele week, maar veral daai dag gesien. Dit was die 4de dag, nie die laaste dag. Toe is dit reënerig. Toe sê 'n man sy hierdie linkeroog. Ek moet nou net omdraai. Sy linkeroog kan nie ver sien nie. Hy kan omtrent soos hier by julle sien. Hoe toets ek dit? Ek wys hom hoeveel vingers ek ophou. Dan moet hy vir my sê hoeveel vingers ek ophou. Ek bid vir hom in Jesus naam. En iets wat nogal regtig vir my, ek baie gefokus op die naam van Jesus, want dit is hy wat genees en dit is hy wat deurbraak gee. En iets wat die Here regtig op my hart gelê het in hierdie uitdrukking is, ek het elke gebed, ek dink die frase wat ek die meeste gesê het, want ek wil hê hulle moet dit hoor en hulle moet dit verstaan, is Jesu amakukonda. En wat beteken dit? Jesus is lief vir jou. Dat hulle kan hoor en hoor en hoor. Dan staan ek voor en dan sal ek, voor ek enigiets bid, is dit net Jesu amakukonda. Jesu amakukonda, want dat hulle kan hoor Jesus is lief vir jou. En jy het gehoor wat ek gedeel het van die evangelie. Ek wil hê jy moet verstaan dat Jesus is lief vir jou. En Jesus genees daai ou. Dat daar agter waar hy gestaan, kan hy later vir my wys, kan hy vir my sê hoeveel vingers ek ophou. En ek kon nie eens tot hier voor gesien het nie. En die blindes sal sien. Dowes sal hoor en die blindes sal sien. Weer 'n dag was sy saam met ons uitgereik het. Hoorie, sy was soos 'n vis in water gewees. Sy was 'n masjien. En ons is die dag, dit was die Woensdag. Die Woensdag te begin, my kop nou al dink aan vandag. Daar's nog 'n paar goed wat moet gebeur voor vandag se diens en ons skuif venue en my kop is al so 'n bietjie wat te ver voor en Marlies en Adri bedien 'n dametjie, jongerige dametjie. Julle kan haar opsit. Sorry asseblief. Die enetjie in blou daarso. En hulle begin bedien en ek sit onder die boom op 'n bankie en hulle is besig om haar te bedien. En dan volgende ek is op 'n oomblik kyk ek af en dan volgende oomblik hoorie, hierdie is die realiteit. As jy nie soos vir jou vreemd is, soos raak en rustig. As jy vra het, kan vra my. Op volgende oomblik hoor ek soos iets wat soos 'n sak aartappels wat jy op die grond neergooi. Hoor ek dit. Gwa, en toe ek opkyk,
toe het sy van daar tot daar gegaan in sekondes, sy rol so. En dit is afdrand. So sy is op pad afgrond toe. Eerlikheid, maar ek vlieg van daai bankie of, né, op. Ek is aan die een kant, druk ek al vas, dat sy nie daar afgaan nie. Adrie, julle is ook agterna. Daar's ons 3 sit, hou ons net vas op die grond. As jy die video uit konteks het kyk, lyk dit ek druk 'n vrou in die grond vas. So jy moet die hele video kyk. En ons sterk hoor. Ek het daar was op 'n stuk moes ek een van die mans wat 130 kg, hy wou nie sy tekkies uittrek nie, deur 'n plas water dra. So te doen ek dit want ek het my skoene uitgetrek en ek dra maar deur. Daai was makliker as om die vrou vas op die grond te hou. Dis al wat ek sê. En gewoonlik as so iets gebeur, die eerste ding wat ons probeer doen is ons kry hulle naam sodat ek praat met die demonie. Ek het 'n saak met die demoon. Hoekom wil ek nie vra vir die demonie? Hoekom wil ek nie met die demoon praat nie? Want sy pa is die pa van leuns. Ek verwag nie dat hy vir my die waarheid gaan vertel nie. So eerste ding wat ons doen is as iemand manifesteer, ek sal ergens miskien die video post. Dit is 'n 15 minute lang video. En probeer haar naam kry haar naam en probeer haar net terugroep. Soos hoorie, ek wil net met jou praat. Hallo. Dit werk nie. Okay, volgende stapie is Here stuur die engele dat sy kan om haar vas te hou. Sy kalmeer, maar ons kry haar nog steeds nie by nie. En ek is soos, hierdie gaan nie volgens die wit boekie se riglyne wat ons ons demoniese bevryding doen nie. En ek sit daar by haar en ek sê, Here, nou moet jy help. Soos ek het nou onderskeiding nodig. Hoe doen ek? Want wat ons gewoonlik doen is as jy 'n demoniese gees het, is dit baie keer 'n plek waar jy grondgebied weggegee het. Jy het iets gedoen, jy het die vyand plek gegee om invloed te hê in jou lewe. So die maklikste manier om bevryding te kry is, jy repent van dit en jy neem Jesus aan, of as jy klaar Jesus aangeneem het, repent jy net van dit. Dis nie maklik, dis nie 'n eenvoudige manier. Nou kan ek nie uitvind waar hierdie gebeur het nie. Ek kan nie met haar vra om te repent nie. Ek is soos, hoe het ek Jesus hierdie sien doen? Hy het ding bestraf. En ek staan en ek is net so, okay. En die enigste kere wat sy reageer het op iets wat ek gesê het, is as ek gesê het, Jesu amakokonda. Dis die enigste frase as ek met haar gepraat het, wat ek kan sien iets dring deur, en wat self wil terugkom. En ek skree nie op die ding nie, jy weet ek skree nie, hy is doofie. Ek sê in Jesus naam, bestraf ek hierdie demoniese gees, jy sal hy uitlos, bewyk nou in Jesus naam. En daar gaan die demoon uit, sy kom terug, die vrede en die vreugde wat in haar gesig ingekom het daar. So sy stap toe, jy gee vir haar Bybel, sy stap toe die hele ruk daarna, stap sy toe saam met ons. Gaan na was by haar huis wat ons toe gaan draai daarna, en Jesus kom en bevry daai vrou wat so besete was, dat dit 3 van ons gevat het, om haar vas te hou. Hoekom? Want Jesus kan. Daar is nie 'n mag sterker as Jesus nie. En daai dag, voor ons uitgegaan het, het ek die volgende gebid. Ek sê, Here, mag u getuienis ons vooruitgaan. Wat bedoel ek daarmee? Toe die spioene in Jerigo gekom het, toe sê Rahab vir hulle die volgende. Ons het gehoor van julle. Ons het gehoor van julle God en dit wat hy in julle midde gedoen het en ons harte het gesmeld. Dis nou terwyl die Israeliete bang is vir die mense in die beloofde land, is hulle bang vir die Israeliete, want die getuienis van God het Israel vooruitgegaan. Daar kom 'n vrou na ons toe, kort na dit, kom hardloop, man of 'n vrou, ek kan nie onthou nie, kom hardloop van voor af en sê, toe roep hulle ons, toe het hulle gehoor van wat gebeur het die dag tussen die villages, hulle kom haal ons, en ek is soos, Here, hierdie is amazing, want hulle het gehoor in die omgewing wat u besig is om te doen, en hulle kom haal ons vir 'n ouer dame wat nie sonder pyn kon loop nie. En ons bid vir haar, en die Here kom raak haar so kragdadig aan, dat ek sommer tot draf. Ek dink ek het amper vinniger dit asem geraak as sy. En die Here kom genees vir haar op die spot, dat sy hardloop saam met ons. Nie staan en, ja, dis beter nie. Genees op die spot. Hoekom? Want hy kan. En wil hy dit net deur sekere mense doen? Nee. Ek is regtig spesiaal hier. Regtig.
Daar letterlik iemand vir my gesê ek is 'n baie average man. Op hierdie uitreik. Nou 'n bietjie meer na my lente verwys, maar ja. So ek wil vir jou sê, hoekom vertel ek hierdie goed vir jou? Want ek wil hê jy moet ek wil 'n bietjie 'n jaloesie by jou opwek. Dat jy kan hoor wat God vandag nog steeds doen en deur elkeen van ons wil doen, kan doen en gaan doen. Al wat gaan dit net van jou kos? Sal jy dit optel? Sal jy die kruis optel en die prys betaal vir 'n ander een? Sal jy jouself in 'n ongemaklike posisie sit sodat jy vir 'n ander een kan bid? En nie wonder, Jesus, maar Here, wat as dit nie gebeur nie? Nee, ek staan hier en dit sal gebeur. Dit sal gebeur. En ek sal die vertrou daarvoor. En ek het al vir mense gebid wat nie op die spot genees nie. Maar 'n week later doen hulle. Want ek laat nie toe dat dit wat voor my gebeur bepaal wat hier binne aangaan nie. Ons realiteit, wil ek amper sê, wat ons kan sien, mag dit nooit jou beeld of verstaan van God beïnvloed nie. Maar mag ons verstaan van sy autoriteit, van wie hy is, die almag wat daar in die wonderlike naam van Jesus is. Mag dit jou realiteit bepaal. Mag dit die oë wees en die lens wees waardeur jy elke situasie kyk. Here, dit is dalk onmoontlik vir my, maar vrek, vir U is alles moontlik. En dis waarop ek staan. U is my rots. Petrus sê, U is die Christus. En hy sê vir hom, vlees en bloed het hierdie nie aan jou openbaar nie, maar die Vader. En op hierdie rots sal my kerk gebou word. En die hekke van die hel sal nie teen dit kom nie. Dit wat julle hier oopmaak sal in die hemel reeds oop wees, en wat in julle hier toemaak sal daar reeds toe wees. Alles in die naam van Jesus. Die autoriteit van Jesus. Maak dit vir julle sin? Marlies, is jy reg? So ek het gedink dat julle nie net by my hoor nie, maar by haar ook hoor wat sy beleef het en gesien het hierdie week. Hallo julle. Ja, ek gaan begin deur te sê die uitreik was in die begin nie vir my baie maklik nie. My man sal weet ek het baie aande moes ons bid, wat die vyand vir my gesê het, hoekom wil jy gaan? Wat se verskil gaan jy maak? En absolute twyfel in my gesaai het, maar ek het gepak en ons het gegaan. En soos wat Hendriko gesê het, dit was nie maklik toe ons daar aangekom het nie. Ons die vyand het rarig uit sy deel gedoen, maar ek het nog nooit die teenwoordigheid van God gevoel soos hierdie week in Malawi nie. Vandat ons daar gekom het, sy absolute guns oor ons, sy beskerming oor ons was net, dis bonatuurlik groot. En maar ek het ook nog nooit die krag van 'n demoon gevoel soos hierdie week in Malawi nie. Maar ook hoe God gewys het hoeveel groter hy is as daai demoon. En ek onthou die Sondag aand was ons eerste een gewees wat ons die Jesus film gewys het, en ons het gesit en ons het die fliek saam met hulle gekyk. En skielik ons span het so by mekaar gesit want hulle is vreeslik. Hulle bring vir hulle stoele om die fliek te kyk, maar as hulle sien jy staan, dan gee hulle net vir jou stoele. Hulle bring net stoele, hulle wil jou net, hulle draai jou op hulle hande en ons het daar gesit en skielik raak hulle onrustig. Die mense om ons raak onrustig en ons as span besluit, weet jy, ons gaan opstaan en ons gaan net intercede, ons gaan net bid. En ons loop so deur daai mense en ons kom op 'n punt en dis rarig. Hierdie is goed waarvan jy hoor en wat jy nie glo as jy dit nie beleef het nie. En ons staan daar en ons bid en ons bid en ons bid in tonge en ons doen net ons ding. Dat daar letterlik soos 'n rook so verby ons kom, oor ons kom. En toe daai rook so verby is, dis almal weer rustig en is stil en almal kyk die fliek klaar. Maar soos wat ons die oggend gestap het, of soos ons soontoe gestap het, sê ek vir die Here, ek het so klein bietjie vinniger as hulle gestap. Maar daai was half dit was my tyd met die Here elke dag. Ek het verkies om bietjie alleen te stap en dan gesels ek met die Here en die Here gesels met my en
ek kon fisies voel hoe hy langs my stap en ek het daai dag ons kom daar by die waar ons by die skooltjie waar ons die fliek kyk en ek sê vir die Here, weet jy, ek moet nou bid vir hierdie mense, maar ek weet nie hoe nie, want jy hoor van genesing en jy sien op YouTube klips van genesing, maar hoe moet ek dit doen? Ek is net 'n mens. En ek sê daar vir die Here en ek sê vir hom, weet jy, draai mense so opline om voor gebid te word, staan ek daar en ek sê vir hom, weet jy, dis nou nie meer ek nie. Ek gaan nou terug staan. Dis nou hier waar u intree en u oorvat. En die eerste vroukie wat by my kom, sê vir my, sy het 'n hartprobleem. En ek sê nog vir die Here, kan jy vir my net iets maklik stuur vir die eerste en jy weet iets soos 'n vinger en 'n haal wat af is of iets. En sy sê vir my haar hart en ek sê vir die Here, okay, dis ek en jy. Of dis u. En ek sit my hand so op haar hart en jy kan voel, dis soos haar hart gaan letterlik so, dit gaan op tot in haar keel en ek bid net. Hoe haar hart letterlik stadiger. En toe ek vir haar klaar klop haar hart normaal en ek weet nie wie die meeste gehuil, ek of sy, en dit is net en ek kyk haar na oë en ek sê vir haar Jesu Ama Konda en dat sy huil vir die vreugde, daai absolute dankbaarheid vir genesing. Maar dit was die eerste aand en toe ons die maandag was nou die eerste dag wat ons gaan bedien. Selfe storie, ons loop op hierdie sand en ek sê vir die Here, ek moet nou mense gaan bedien. Wat moet ek vir hierdie mense sê? Wat gaan hulle verstaan? Wat gaan hulle en die Heilige Gees loop langs my en hy sê vir my, weet jy wat? Jou werk is jy gaan en jy getuig net en ek sal hulle oortuig. En die Heilige Gees het sy ding gedoen en hy het sy woord gehou en ek het gegaan in die woorde wat ek vir hulle gesê het, dit alle eerlikheid was nie ek nie. Ek weet nie waar die woorde vandaan gekom het nie, dis iets wat jy voorberei nie en die Heilige Gees het net gepraat. En dan het jy altyd daai oomblik wat as jy klaar is, wat hulle jou net so sit en kyk en dan dink jy asseblief Jesus, laat iemand net hulle hand opsteek, laat iemand net vir u aanvaar vandag en dan gaan hy hande so een vir een op. En dan bid jy. So dis rarig groot, dis rarig. Soos ek hier staan vandag, is ek hier in gees, maar my vlees is nog daar en ek wens rarig ek kon al bly want daar's soveel mense wat jy nog na die tyd wil help. Ons het die eendag die voorreg gehad om vir 'n seentjie te bid wat skeel is. En Henk het vir hom gebid en ons het almal geïnteresseerd aan die agterkant en soos wat hy bid, hy's besig om te bid, trek hy seentjie se oog so reguit en hy kyk vir jou so stip. Ek meen dis net God. Dit kan rarig net God wees. En dan was daar 'n tannietjie, haar voetjies sit so gelyk, letterlik so gelyk. Sy sit al blykbaar vir ek dink is 18 jaar wat sy nie kan loop nie. Sy sit net so op die stoepie. Haar beentjies is so maar en ons bid en ons sê Here, U wil genesing en ons bid vir haar. Maar nou is sy bang, jy weet sy wil nie. Nou sien sy vir haar staan op, maar jy kan sien sy's bietjie skrikkerig, maar sy doen dit. Dat daai tannie saam met ons stap van daar agter tot heel voor, wat sy vir 18 jaar kon sy nie opstaan en loop nie. So dis rarig, ek dink in 'n mate het ek die hele Malawi ding het vir my baie meer betekenis vir daai mense en as ek Malawi in een woord moet beskryf, dan dink ek aan oorwinning, want dit was 'n uitreik van oorwinning en 'n oorwinning kom deur geloof. En die oomblik wanneer daai mense geloof besef en besef waaroor dit gaan en hoe sterk Jesus is, dan kom daai bevryding net so. Dit was regtig amazing. Daar was 'n girltjie gewees wat haar knie, sy wou net graag saam met haar maatjie se hardloop want haar knie kon nie buig nie. So sy kon nie en ek het vir haar gebid en soos wat jy bid kan jy dis asof jy letterlik die krag van die Heilige Gees kan voel. Jy bid vir haar, jou hande brand, jy kan dis amper ek weet nie hoe om te beskryf nie. In haar knie kan jy voel hoe alles release en alles net gebeur. Dat sy saam met my hardloop om die veld om 'n sirkel om almal. So dit was rarig. Dit was groot. Dis rarig groot en dan wanneer jy terugkom ja, nie een van ons het moeg geword nie. Soos Hendrico sê, ons het amper 17 km 'n dag gestap. Daar was die maandag wat ons letterlik, ek het nie gedink mens kan so hoog in 'n berg opgaan nie, maar
wat hy gesê het, hy het dit uitgewerk is omtrent 54 flights of stairs wat ons geklim het. So jy is moeg, maar nie een keer het jy gevoel jy's my bene kan nie meer nie of ek is honger of ek kan nie. Dis net jy gaan net aan en jy gaan net aan en jy gaan net aan. En daai honger wat daai mense het wat hulle beklei vir Bybels, daai bosigheid, die demoon wat jy uitgedryf het, die oomblik toe jy vir die Bybel gee, dis half asof hulle heeltemal vir jou vergeet want hulle begin lees. Hulle wil meer weet, hulle daai absolute honger. En dan sê die Here vir my, hoe honger is jy vir my? As jy vandag jou Bybel verloor, hoe vinnig wat gaan jy doen om vinnig weer 'n ander Bybel in die hande te kry? Wat gaan jy vir my opgee? Hierdie mense gee vir jou hulle stoele, hulle gee vir jou hulle laaste wat hulle het. Wat gee jy vir my? Wat is jy bereid om op te gee vir my? En dit kom teen 'n prys. Ek gaan nou maar vertel van die insident wat ons gehad het by die lodge. Ons girls het almal saam in 'n kamer geslaap en dit was Vrydag aand. Ja. Lekker gaan slaap, lig afgesit, ons is moeg. Hulle het kom nag sê. En toe ons daai lig so afsit, hoor ek iemand sê vir my maar ek sê niks want nou dink ek is nou besig om mal te raak. En net so rukkie daarna sê die ander, ons was 4 in 'n kamer, sê hulle, maar hoor julle iets? Die wat dat deur die nag moes ons bid, want daar was 'n vrou wat in die badkamer deur gestaan het en sy loop met sulke sleepvoetjies wat sy probeer het, dan kom sy nader, dan bid ons, dan gaan sy weg. Dan kom sy nader en dit is hoe jy gaan in 'n wêreld in waar God groot is, maar nie almal wil jou daar hê nie. Nie almal die vyand wil nie hê jy moet sy woord gaan versprei nie. Maar ons het daar weer besef hoe groot gebed is en hoe groot die krag van God is. Laat hy enigiets oorwin, demone, witchcraft. Daar's kleintjies vir wie ons gebid het wat die gevolge moet dra van hulle ma's wat sangomas gaan sien het. Dat jy eers die ma moet bevry voordat jy die babatjie kan help want hulle kry slegte drome. En dit is dis regtig amazing. En toe ons gisteraand land, alles was fyn. En toe daai pilot sê we descending for Cape Town. Dis asof iets net breek in my. En ek sit op daai vliegtuig en ek huil, soos 'n groot huil. Ek huil vir almal wat ons agtergelos het. Ek huil vir die wat ons gered het, vir die wat ons nie kon red nie. Vir God se genade, vir God se grootheid in my lewe en die verandering wat hy in my lewe gemaak het. En op daai stadium word ek so warm en ek weet dis Jesus wat my vashou en hy sê vir my, weet jy wat? Welkom tuis, maar hierdie is nie die einde nie, hierdie is die begin. So ek is bevoorreg om te kon gegaan het. Ek wil weer gaan en weer gaan en weer gaan. En ek wou nie terugkom nie, dit nie vir my mense was net ekie teruggekom nie, maar ja, dis onbeskryflik. Soos ek sê, dis rarig iets wat jy hoor daarvan, jy lees daarvan, maar jy kan dit nie beleef as jy dit rarig nie self beleef het nie. God is daar en dis in almal van ons, as jy bereid is om terug te staan en laat God deur jou werk en te luister wanneer hy met jou praat, in klein goed soos voeltjies, daar was die natuur al wat ons gehad het, en is baie keer as jy vir iemand bid, dan hoor jy hoe stil raak die natuur. Ek dink, dit was Melinda wat gesê het, jy kan 'n speld in die sand oorval, soos wat God werk op daai stadium. So dis rarig getuienis, ek meen, ons kan die hele dag gesels, maar ek gaan nie. Maar dit was rarig, dis amazing. So as jy ooit die geleentheid kry, gaan, wees obedient as God vir jou sê, gaan, bid daaroor en klim net op daai vliegtuig en gaan. Dankie julle. So Albert, ek weet jy dink jy trek Parel toe Desember. Klink my jy trek dalk Malawi toe. Paar goed wat ek by julle moet op ag slaan is, God is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Doen hy hierdie tipe goed net in Malawi? Doen hy dit net op 'n uitreik? Nee. Hy wil dit elke dag, as ons hom die geleentheid gee vir dit, wil hy hierdie elke dag. Hoekom dink ek sien ons dit baie keer op uitreike baie meer? Maar dis waarvoor jy daar is. Op uitreik gaan doen jy dit actually. En as alledaagse lewe is dit nie noodwendig waarop ons gefokus is nie. Maar hy wil dit net soveel soos wat hy dit daar doen. Is hy gewillig? Here, as u wil. En wat is sy antwoord? Ek wil.
En ek wil hê met die volgende ook hoor wat sy gesê het. Die vyand wil en sal en gaan jou intimideer. Maar hy kan jou nie oorweldig nie. Die heks, liewe heksie wat daar aan julle deur gestaan het, Matteus klink dit die kat was nou nie by nie. Kan jou intimideer? Wil jou intimideer? Kom klop aan die deur. Maar die duisternis sal nie die lig oorweldig nie. Die lig het gekom. Gaan lees in Johannes 1. Die lig het gekom en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Al wat dit kos van ons is. Hy sal nie beweeg. Ek dink baie keer ons sê Here, lei my. En dink myself, Here, dis eintlik so 'n vreemde gebed om te bid. Dis nou Enrique wat dink. Dis so 'n vreemde gebed om te dink, Here, lei my. Hy is konstant besig aan die lei. Here, help my om te sien waar ek moet volg. Hy is konstant besig om te werk. Elke dag. Henk het eintlik so mooi gesê, hy sê elke oggend as dit op hy bus sê, dan sê hy vandag het die geleentheid om die beste een nog te wees. En dit is so. Elke dag is 'n goeie dag om die beste en die geleentheid om die beste een nog te wees. Al wat ons moet doen is tel jou kruis op. Hê jou lewe nie lief tot die dood. En lig hom op. Lig hom op. Dat alles wat jy doen getuig van hom. En sien hoe hy getuig saam met jou. Sien hoe sy krag saam met jou beweeg. Alle autoriteit, ek kan dit nie meer beklemtoon nie. Alle autoriteit behoort aan Jesus. Amen. So, ons gaan 'n laaste lied doen. Julle kan vorentoe kom groot asseblief. Dankie. En terwyl hulle vorentoe kom, wil ek die volgende uitnodiging maak. Terwyl hulle vorentoe kom, wil ek getuienis met julle deel. Ek het 'n bietjie vergeet van hierdie. Jacy het gaan kyk op Beweegkerk Kaap of Beweeg Uitreike. Sal hulle van die foto's sien. Daar was krokodille. Ons het deur foto's, deur riviere geloop wat krokodille ingehaat het. Eerste aand is jy soos ferie oor. Dit is nee man, hulle is daar ver agter. Hulle gaan nie hier wees nie. Hulle was so 15 meter van ons af. Daar's 'n foto wat op sosiale media geshare is. Ek het ook eenetjie geneem. Dink jy's vinnig hoor. Ek wou een van nader neem en toe wikkel hy so en toe spring ek so. Ek het gedink ek kan so vinnig beweeg hier hoor. En ek het daar nou is die span besig om deur te loop. Dis amper beter in die aand want in die dag kan jy sy oë sien nie. In die aand kan jy dan sy oogies sien. Nou sien ons so 15 meter weg van ons sien die rooi oogies, maar dis 'n meter en 'n half. So hy gaan jy dalk nog nie kan doodmaak nie, maar hy gaan dalk my vingers saam met hom kan vat en ek is nou nie 'n fan daarvan. Ek wil als hê. En nou is ek die voorreg gehad. Soos is baie keer lekker om 'n leier te wees, want baie keer sak dit ook maar. Nou staan ek in die middel van die rivier en ek moet wag tot die hele span uit is en hulle loop en gesels. Ek is soos wikkel. Kom uit want julle is uit en dan sit ek nog in die water in die middel van die blye rivier. En ek dink myself as daai oogies nou weggaan. Hol, die naaste bank waarin jy is, hol. En toe sy wragtig daar, maar weer eens dit getuig van sy beskerming. Soos daar was ons bietjie oblivious in die eerste paar dae en die Here het ons beskerm. Want hy is goed vir ons. En nou die een dag toe daar's nou goed wat ons moes heen en weer ry tussen die basis wat ons terugkom Suid-Afrika toe en dit gebeur toe dat die bakkie waarmee ons daar was in 'n reisland beland. Maar ek praat van so op sy in die reisland. Soos dit was Jacy bel my en sê ek is in die moeilikheid. Dis ek sê as hy sê hy is in die moeilikheid, dan moet jy weet. Dis want hy's nogal hy's 'n optimis, groot optimis. As hy sê hy is in die moeilikheid dan is hy in die moeilikheid. Maar kort storie lank, hy het daar uitgekom en die bakkie is fyn, die bakkie is nou op pad terug Suid-Afrika toe. Maar toe eindig ek nou op die spanne sal uit, ek in die een tolk want ek sou 'n trekker gaan soek het, maar hy kom toe uit en sê kom terug, jy hoef nie meer 'n trekker te kry nie. Toe's ek nou by so 'n lodge areaatjie waar dan 'n koeldrank is so en ek sien daar sit 'n vrou en ek is okay, ek wag nog vir hulle om met die bakkie te kom. Ek gaan bedien haar, gee vir haar profetiese woord. Ek sê vir hierdie en sy sê dit is alles korrek. Ek sê vir dit is hoe mense jou sien, dit is hoe jy voel, dis wat in jou hart aangaan. Bid vir haar, profeteer haar. En toe ek net klaar maak, toe kom loop iemand hier van die kant af. Toe het hulle iemand op die foon van Kasungu. Dis 'n hele paar ure weg van waar ons was. 'n Babatjie aan die ander kant wat besig is om te huil soos blou moord. Hulle weet wat fout met die babatjie. Hulle sit by die kliniek. Babatjie wil eet hier. Babatjie is net glad nie lekker nie. En ek is soos wel, Here, U is alomteenwoordig. Soos wat U hier is hy daar.
bid vir daai babatjie oor die foon en die Here dog so kragtadig op. Ek sê, okay, nou vra ek vir hulle, ek dog is eers dog ek so 'n translation gap. Ek dog is 'n ouer kind sodat hulle kan vra hoe voel sy. Toe hulle vra hoe voel sy, sê nou baby, so ek sê ja, ek gaan nie sê nie. So ek soos probeer haar kos gee. Kyk of sy wil drink. Wragtig. Sy raak soos jy bid, dit is gehoor sy rustig raak en toe hulle wil toets of sy drink. Toe drink sy en die Here kom en die Here genees daai babatjie. Toe kom maar nog 2 mense dan op die telefonies. Bid vir hulle en hulle genees. Want God is hier en hy is ook daar. Hy is oral. En hoekom vertel ek dit nou vir jou? Want ek wil hê ek wil jou uitnooi, as jy 'n siekte het of 'n gogga het of enige iets waarvoor jy gebed nodig het, gaan ek en Marlisie voorwees om vir jou te bid. En selfs as jy iemand het wat siek is en jy is nie noodwendig siekie, wat jy saam voorbid, wil ek jou ook vorentoe nooi en dan bid is vir daai persoon. Want ek glo dat God ook daar kan genees, want hy is net soveel daar soos wat hy hier is. Ons sien hoe Paulus oor lappies gebid het en hulle genees het aan die ander kant. Jesus, U is die Christus, die Seun van die lewendige God. Here, en op hierdie rots sal U die gemeente bou. Hier op hierdie rots sal ons hierdie gemeente bou, saam met U Gees, dat U is Christus, die Seun van die lewendige God. En die hekke van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En Here, dankie dat uit hierdie plek uit gee U vir ons die sleutels. Vertrou aan U aan ons die sleutels om hemel op aarde los te maak. Here, dankie dat ons hemel kan oopsluit en helse deure kan toeklap in Jesus naam. Here, dankie dat ek sommer net oor hierdie dorp kan bid, Here. En ons spreek die naam van Jesus. Dis in U naam is daar vir ons redding, Here. In U naam is daar genesing, Here. Here, ons profeteer redding, genesing en bevryding oor Wellington, Here. En dit sal so wees. Here, U sê in Jesaja 55 dat U woord gaan nie ledig uit nie. Dit gaan nie uit en kom terug sonder om te doen waarvoor dit uitgegaan het nie. Dankie, Here, dat ons 'n woord van bevryding, genesing en redding kan profeteer oor hierdie dorp. Here, mag hierdie 'n dorp wees wat bekend is vir sy geloof. Sy geloof in Jesus Christus. Here, 'n dorp wat U vrees. Wat U liefhet met liggaam, siel en verstand. En saam met dit wat sy naaste liefhet soos homself. Mag dit so wees in Wellington. In Jesus naam. Amen.